Kom wees lig saam pastoor Pieter en Tolly Jordaan, Sondag om 1600. Goeiedag, groete hier uit die Weeslig kantoor uit. Besondere voorreg om in hierdie nuwe jaar met u te kan praat. Vir elke luisteraar wil ons net die vrede van God afbid oor hierdie jaar 2026. Mag God elke oomblik van die dag so bewustelik teenwoordig wees in jou lewe en dat jy sal uitstyg bo enige omstandighede waarin jy ook al mag vind, want die Here is naby. My boodskap gaan juis hieroor. Hy sê bekleë julle dan elke dag met die nuwe mens. Die teksvers wat ek gebruik is 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Die Amplified sê dit so mooi. Those who are incrafted in Christ is a new creature, a new creation altogether. The old things has passed away, the new has come. Ons stap in hierdie nuwe jaar in 2026 met 'n nuwe blydskap en 'n hoop in ons hart, want hierdie is 'n gawe van God. In die Griekse stad Korintiërs het Christus deur die apostels die evangelie gebring. Die krag van die evangelie het onder die heidene wat daar gewoon het begin werk. Baie het tot bekering gekom. Ja, dis my wens dat ons in hierdie jaar so vrugbaar sal wees om die evangelie, hierdie blye nuus van Jesus het gekom om te sterf, en elke ene nie verlore mag gaan nie, maar gered sal word. Dat baie tot bekering sal kom. In hierdie brief skryf Paulus aan hulle heiliges. Hoor mooi, as jy in Christus is, heilig is. Allermins sondeloos. Maar soos die 2020 vertaling die woord heilig is in die voetnota verduidelik, sê dit mense wat vir die diens van God afgesonder is en aan hom toegewy is. Hulle die gawe van Christus ontvang. Het jy? Dalk moet jy net weer vernuwe word. Liewe luisteraar, in die Nuwe Testament vind ons dikwels die woord nuwe of nuut. So staan ons nou voor 2026 waar ons ingaan. Christus kondig self aan dat daar iets nuuts op koms is. Matteus 9 vers 17. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in die ou leessakke nie, anders bars die sakke en die wyn loop oor en die sakke vergaan. Maar die mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke. Paulus verduidelik dat Christus se opstanding vernuwende implikasies het. Romeine 6:4, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, julle in die heerlikheid van die Vader, so ook in 'n nuwe lewe kan wandel. Ja, hoe dikwels maak ons staat op ons seer en ons pyn en in die verlede en ons hartklop altyd daarna toe gaan. Ek sê nie dat dit nie 'n werklikheid was nie, maar wanneer kom daardie werklikheid waar jy deurgegaan het by die waarheid van God uit? Ons nuwe lewe in Christus is dus sy opstanding krag wat in ons werk. Soos hy opgestaan het in die ewige lewe, so moet u en ek elke dag sterker en sterker word en die ou mens begrawe. 2 Korintiërs 4:16, daarom gee ons nie moed op nie, al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word ons innerlike mens dag na dag vernuwe. Dis 'n mooi woord. Hierdie nuwe lewe is dus 'n wonder, net so groot soos die skepping van die eerste lewe. Ja, ons is nuwe skepsele wat ek al reeds genoem het. A new creation, a new creature altogether. The old things was aan die kruisheid van Golgotha vasgenaal. Dis 'n konsekwente geskenk van God. Dit is aanhoudend daar. Ek en u moet dit net opneem.
En daardie geskenk in Christus se opstanding, met die implikasie wat die wat aan hom behoort, ons ook sal opstaan. Ons betree nou 'n nuwe jaar. Dalk was jy moedeloos in die ou jaar. Dalk het dinge nie reg afgeloop nie en die ou jaar nie mooi afgesluit nie. Wil ek hierdie woord in jou lewe spreek, staan op in Christus Jesus, want hy sit aan die regterhand van God die Vader en ons heers saam met hom in hierdie lewe. Paulus roep ons om boontoe te kyk na hom wat op die troon sit. Kolossense 3 vers 1 en 2, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is aan die regterhand van God. Bedink die dinge wat daar bo is en nie wat op hierdie aarde is nie. Ons moet nie hierdie verkeerd verstaan, asof ons hemelse geestelike wesens moet word. Nee, ons is nog steeds hier op die aarde, want Petrus sê ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Om die dinge te bedink wat daar bo is, beteken dat ons opkyk na die hemelse troon. Van daar af ontvang ons instruksies, hoe ons op die aarde moet leef. Van daar af ontvang ons krag, want die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, hulle wandel en hulle word nie mat nie. Ja, selfs ontvang ons in hierdie lewe al die kragte van die opstanding, die krag van die ewige lewe, moet ons hierdie lewe daagliks aantrek. Soos nuwe klere. In die vorige vers het hierdie woord gesê dat ons uit gewoonte moet uittrek. Ja, ons moet elke dag die ou mens aflê en die met nuwe beklee. Die ou mens met al sy gewoontes word uitgetrek. Paulus gebruik hier dieselfde woord in hoofstuk 2 vers 11. Dat ons die liggaam van die sonde vlees moet uittrek. Dit word gedoen, staan daar, deur die besnydenis van Christus. Ja, ons harte moet besny word. Ons lewe moet verander word. Ons is skoon gewas deur die kosbare woord van God. Die simboliese taal verwys na die doop, wat 'n belofte is van die vergifnis en die reiniging van die water, wat Christus elke dag sal skenk as ons dit van hom vra. Kom ons wees bewus van waar daar nog dinge in ons lewe is van die ou mens, wat na vore wil kom, en ons trek daardie klere uit. So kan ons dit wat oud is afwas, en elke dag met die nuwe mens aantrek. Hierdie aantrek van die nuwe mens is nie soos goeie werke nie. Jy het nie daardie klere gemaak nie. Praat van die heiligheid. En ook as jou nuwe klere geskenk kry, is dit glad nie die werk om dit aan te trek nie. Dis 'n plesier om dit aan te trek, jy doen dit graag. Ja, ons gaan bad, ons trek ander klere aan, ons staan in die oggend op, ons was ons gesig. Ons word elke dag nuut. Ja, en jy vertel vir almal, my ouers of dalk my man het hierdie pragtige rok vir my gekoop. Hoeveel te meer jou bruidskleed wat Jesus met sy kosbare bloed betaal het, 'n geskenk wat jy kan aantrek. Die nuwe lewe word soos Christus se eie persoon genoem. Hy is die geskenk. Dis aan vers 4, wanneer Christus wat ons lewe is, moet ons vasgryp. Ons moet met Christus beklee word. So staan die letterlik in byvoorbeeld Romeine 13, maar beklee julle met die Here Jesus Christus. Nou vra jy vir my, hoe doen ek dit? Dink aan die eerstes, dat jy geregverdig is deur Christus Jesus. Ja, toe jy hom aangeneem het, het hy dit vir jou duidelik gemaak deur sy kruisdood. Jou sondes is van jou vergewe. Elke dag as ek vergewing vra, of vergifnis vra,
trek ek die ou vuil geskeurde klere wat ek het, trek ek uit. En ek trek hierdie pragtige nuwe rok aan, hierdie pragtige nuwe pak klere aan. Jy mag dit aantrek. Laat Heilige Gees jou toe om jou toe te rus. Jy hoef nie meer in jou ou klere rond te loop nie. Christus skenk my elke dag die pragtige nuwe klere wat regverdig is in sy oë. So moet ek die nuwe mens aantrek. Ja, ek is geregverdig deur Christus. Ek is 'n nuwe skepsel en ek mag al hoe meer soos 'n nuwe mens begin dink en lewe. Een vraag is, kan jy dit bekostig? Is jy bereid om, terwyl jy geparty het onder die naam van kind van God en jou verslind het aan dalk 'n paar biere, net om by die mense beïndruk te word, is my vraag aan hierdie dag, hoekom het jy dit gedoen? Het jy jou dan nie aan Christus toegewy nie? Die beïnvloede van die buitekant af bewerk dat ons baie keer ons leefstyl aanpas om by die mense aan te pas, in plaas daarvan om by Christus aan te pas. Eerstens het ek gesê, dis 'n gawe van God. Tweedens is die werk van die Heilige Gees. Mag die beeld van ons Skepper elke dag vernuwe word in ons. Nou dat ons 'n nuwe skepsel is, leer Heilige Gees my om ook die nuwe skepsel te lewe. Die eerste mens, Adam en Eva, is in die beeld van sy Skepper geskape, jy en ek ook. In die paradys het hulle dit verloor. Maar in Christus, die tweede Adam, mag ons weer herstel word na die beeld van ons Skepper. Hoe lyk jou beeld? Dit is die werk van die Heilige Gees in ons. Dis 'n gawe, maar ook 'n opdrag, 'n proses. Dink aan een van die bekendste gedeeltes wat in die Bybel, en ek gebruik dit baie in die berading, Efesiërs 4, vers 22. Hy sê dat julle die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê deur die begeerlikhede van die verleiding ten gronde gaan, en dat julle moet vernuwe word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskaap is in ware geregtigheid en heiligheid. Kom ek vat 'n voorbeeld. Sê jy's baie opgeblaase, bevoeterd. Hoe trek ek hierdie ou maniertjie uit en waarmee vervang ek dit? Ja, ek moet kom en erken om te sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Ek erken, Here, dat ek nie die beeld van Christus het nie. Vader, ek vra dat U my sal vul met U Gees en dat U Gees my hart sal kom verander van bevoeterdheid na geduldigheid, na lankmoedigheid. Here, dat ek in hierdie lewe in geregtigheid en heiligheid sal lewe. 1 Korintiërs 5 sê, vers 7 sê, suiwer dan nou die ou suurdig uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan word. Wat is God se opdrag? Maar nou moet julle ook dit aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Dis lelik praat. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens al reeds afgelê het. Dis Kolossense 3 vers 8 tot 10 wat ek hier besig is mee. Dis 'n opdrag van God. Jy moet daardie ou suurdeeg wat jou suur maak, uit jou lewe uitkry. Lelik pratery moenie uit jou mond kom nie. Moenie eers spog oor wie en wat jy is nie. Jy lieg vir jouself. En jy lewe met 'n masker op. Daar is kragte in my wat my nuut wil maak. Dis die krag van die Heilige Gees. Hy sorg dat ek elke dag in staat is om sy opdrag uit te voer. Om sy opdrag uit te voer moet ek luister en doen. Ek moet gehoorsaam wees. 'n Opdrag kom nadat ons die geskenk ontvang het.
die doel van die ou mens was, of deel daarvan was, oneerlikheid, onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid. Luister wat sê die woord van die Here. Toe ons nog 'n kind was, het ons gedink soos 'n kind, maar nou dat ons volwasse is deur die liefde van Christus, dit dring my om meer van Christus in my lewe te hê. Die Here wil hê, ek moet nie die vodde, die ou vuil klere aan hê nie. Nee, ek moet dit kom verruil by die kruis. Die ongelowiges dink Christus is nie genoeg vir my nie. Ek kan maar aangaan soos ek wil. Is sy gees nie kragtig genoeg om jou as gelowige te genees, wat die slegte begeertes, die welis, die onsedelikheid kan verwyder nie? Maak 'n besluit aan die begin van hierdie jaar. Here, ek trek hierdie ou vodde klere uit. Ek wil nie bang wees dat ek koud gaan kry nie, of naak gaan staan nie. Daar is klere en oorvloed uit u woord uit, waarmee ek oorklee kan word, maar meer nog met die gees van God. Moenie die gees se werking in jou lewe uitblus nie. 1 Tessalonisense 5 vers 19. Moenie sy wedergeboorte van jou lewe vertraag, omdat jy lief bly vir die sondige dinge in jou lewe nie. Laat jou werke so sigbaar word, dat hulle Christus in jou kan sien. Hoe lyk jou klere in hierdie dag? Is dit vuil? Kom by die kruis. Die Here het 'n kleed van goedheid, nederigheid, meelewing, sagmoedigheid, geduld, vergewensgesindheid, verdraagsaamheid en die grootste hiervan, die liefde. Dis uit liefde wat ek vir die Here wil sê, dankie Here, dat ek 'n nuwe mens in U kan wees. Help my Here, dat meer van Christus na vore sal kom. Ek trek en ek kies vandag om hierdie ou vuil klere van die verlede uit te trek, my aan te trek. Ek kies die lewe in Christus. Ja, laat Christus meer en meer in my word, en dat ek soos hy kan uitkyk elke oomblik van die dag na iets nuuts wat die Here in my lewe wil doen. Kom ons vra die Here daarvolgens. Hemelse Vader, dankie Here dat ons waar ons in die bedoeling van hierdie nuwe jaar staan, ons deur u Gees aangemoedig sal word en opgeroep sal word om klaar te kry met die sonde, Here, want u woord sê, die wat vuil is sal nog vuiler word, die wat rein is sal nog reiner word. Here, neem ons hand. Ons is op pad in hierdie nuwe jaar 2026 en vra ons u Here dat ons aansteeklik sal word. Ons gekenmerk sal word dat Christus in ons is en deur ons lewe. Kom Heilige Gees, kom vernuwe ons, dat ons u naam altyd daardeur sal verheerlik. In Jesus naam. Amen.